Ek besef met 'n skok gister, ons is aan die einde van die eerste kwart van die jaar. Kan jy dit oorvloed? Nou, in hierdie kwart van die jaar het ons gekyk na wees stil en weet ek is die Here. Nou, daar is 'n paar komponente daarvan wat ons dan gekyk het. Die wees stil gedeelte, dit vat 'n bietjie dissipline om tyd op sy te sit en te sê, maar ek gaan hierdie tyd op sy sit om stil te wees. En so baie dinge in die koninkryk van God in die leringe van Jesus, is dit goeders wat ons dink teenproduktief is. Want ons is so besig en daar is soveel dinge wat moet gebeur, en daar is net soveel tyd in die dag. En nou sê ons maar ons moet nog stil wees ook. Man, om stil te wees is heeltemal teenproduktief in ons denke vandag. Maar as ons kyk na die voorbeelde waarna ons gekyk het in die Bybel, waar die Here op soveel geleenthede vir die Israeliete gesê het, wees stil, wees kalm, wees rustig, wees stil, kom luister wat ek vir jou sê. Die beste voorbeeld was toe die Egiptenare hulle agtervolg het in die woestyne, en hulle is nou regtig tussen die duiwel en die diep blou see, toe sê die Here vir hulle, wees kalm. Wees rustig, wees stil. Want dis wanneer jy stil word, dat dinge buite jou gaan reg. En dis 'n baie belangrike beginsel. Ons wil baie keer hê die Here moet dinge buite my verander. Die Here moet kom en deur wonderwerke my omstandighede verander. Maar weet jy wat is die grootste wonderwerk? Is dat die Here eers binne in jou begin werk. En dis waar ons hom moet toelaat om te werk. Niks verander buite jou as dit nie eers binne in jou verander. So het ons al gekyk na Gideon. Gideon wat deur die Midianiete getuister is, maar eers toe die Here Gideon binne verander. Toe Gideon besef, hy is die Here se mighty warrior, toe kon hy dinge buite hom laat verander. Die Here moes eers vir Moses laat verstaan, Moses, ek het jou gekies, jy is deel van my verbond met Abraham. En die Here en Moses en die Here en Gideon, jong, het was 'n worsteling. Dis nie sommer net, vandag kom die Here aan sê, en hy sê vir jou, luister, ek het jou geroep, en môre vaar jy uit met vanvare, en met groot sukses. Nee, daar is so 'n bietjie werk wat moet gebeur. Dit vat tyd vir hierdie klapperdop van ons, om anders te begin funksioneer. Soos Dawid wat gesê het, as toe almal sê, Goliat is so groot, ons kan hom nie wen nie, toe sê Dawid, hy is so groot, ek kan hom nie mis nie. Maar dit vat tyd vir ons om daai perspektief te verander. Dit vat tyd vir ons om ons benadering te verander. Ons het ook gekyk daarna en ek het vir julle gesê, luister, jy is deel van 'n eeueoue roeping wat die Here geplaas het op Abraham. Toe hy vir hom gesê het, Abraham, deur jou gaan ek alle nasies seën. So my vraag aan jou was, ek dink dit was verlede week, was jy 'n seën gewees in hierdie week wat verby is? Want ons vra so baie keer, die Here moet ons seën, né? Want dit gaan oor my. En dis die probleem van so baie boodskappe wat uitgaan. Dit gaan oor my en hoe die Here my kan seën. En as ek die resepie volg, dan gaan die Here my seën. En ons vergeet, maar jou eerste roeping is om 'n seën te wees. Was jy 'n seën in hierdie week wat verby is? Jesus sê, seën die wat jou vervloek. Of het ons maar net die wat sleg praat en sleg doen teenoor ons met dieselfde mate waarmee hulle my vervloek het en sleg gemaak het, en het ek nou maar net gesê, okay, maar ek moet nou 'n trappie hoër gaan. Want hier's mos nou 'n stryd aan die gang. So, as hy nou, kom ons sê nou maar, 'n 3 uit 10 daad aan my gedoen het, dan moet ek retaliate met 'n 4 uit 10. Sê, okay, kom boetie, nou, kom ons kyk waar jy nou.
En dan kom hy terug met 'n 5 uit 10. Sê ek, okay, dit het ek nie heeltemal verwag nie, maar jy wil nou nie hoor nie. So nou moet ek eskaleer. En so bou ons hierdie siklus, né? En dit raak, die Engelse praat ons van 'n feud. Wat is dit nou mooi Afrikaans? Kringloop. Ja, dit is so 'n kringloop waar mens op die ou end raak dit so, maar nou is 'n mooi Afrikaans woord, maar gaan nou kan. Ja, dis 'n spiraal, maar 'n feud. Wat is 'n feud nou? Wanneer families op die ou end teenoor mekaar, jy weet, ons judge hulle nog voordat ons hulle regtig ken of van weet, want jy word groot gemaak. 24 geslagte terug het hierdie ou my pa se donkie per ongeluk gevat toe hy in die pad geloop het, en vandag is ons nog steeds kwaad vir hom. So, jy weet, en dan bou daar hierdie dinamika op tussen mense, tussen families en tussen gemeenskappe. En Jesus het gekom en gesê, maar ek roep julle om hierdie spiraal te breek. As 'n ou jou op die regterwand klap, rol jy jou moue op. Nee, jy sê, okay, jy klap, ek gaan by jou nou met 'n bossie bene bykom. Want hy maak met jy seer, hy maak meer skade. Dit wat Jesus ons geleer het, nee. Nee, hy het gesê, as iemand jou op die regterwand klap, draai jy jou ander wand. Breek die siklus. Alright, ek weet nie hoe ons nou baie topik uitgekom nie, maar ons is geroep om 'n seën te wees, om anders te wees. Maar jy kan dit sleg doen wanneer jy stil raak. En die Here het vir die Israeliete gesê, hierdie is nie jou geveg nie, maar jy moet stil raak. Jy moet stil raak. Jy gaan nie die lewe se aanslag weerstaan as jy nie stil raak. Maar dit is nie mos nou net oor stil raak nie, kry. Dit gaan oor, ek moet stil raak en weet hy is die Here. Dis die rede, die doel, sodat jy kan ervaar wie hy is. Sodat jy kan weet wie hy is. Sodat jy kan weet wie is hy wat beloof. Wie is hy wat saam met my stap? Wie is hy wat binne in my is? Wie is hy wat Paulus gesê het, ek is tot alles in staat deur hom wat vir my die krag gee? Wie is hy in wie Dawid vertrou het toe hy vir Goliat ore aangesit het? Wie is hy wat 40 dae en 40 nagte met Moses op die berg gepraat het? Wie is hy? Hoe klink sy stem? Waar pas ek in sy plan? Die uitdaging was, waar pas ek in sy plan? Ek hoor te veel mense wat praat van waar die Here in hulle plan inpas. Jongens, daarom nou tyd dat die Here my begin seën, want kyk, ek het dan nou al deur rowwe tye gegaan, is nou bietjie my beurt. My beurt dat dit ook nou beter gaan. Hallo? Paulus het gesê, my lewe stort ek uit, soos 'n drankoffer. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. En in daai proses van jouself uitstort, en in daai proses om hom te leer ken, en sy stem te hoor, vind jy jou ware doel. En vind jy rus, en vind jy vrede. Alright, so julle is by. Ons het ook gepraat oor skoene, né? Is julle by? Ja? Sjoe. Okay. Ons het gepraat oor skoene. Die Here het vir Moses gesê, trek uit jou skoene. Wat beteken dit? Alles wat jy van my geweet het en gedink het jy weet, Moses, vergeet daarvan. Ek en jy begin vandag nie. Ek het weer my kleurvolle sokkies aan. Om julle te herinner. Elke dag moet jy jou skoene uittrek. Jy moet die dag begin met kaal voete. Want dit elke liewe dag is heilige grond, Antoinette. Gister is verby.
Al die dinge wat gister gebeur het, al die mense wat goeders aan jou gedoen het gister, los dit. Dis verby. Want vandag roep die Here jou om 'n seën te wees vir al daai mense wat jou gister iets kwaad aangedoen. Ek laat hulle gaan. Ek laat hulle gaan. Al die foute wat ek in die verlede gemaak het, ek laat dit gaan. Want ek staan vandag op heilige grond. Ek kan nie gister en vandag inbring. Want dan gaan ek vandag mis. Dan gaan ek die Here se teenwoordigheid vandag mis. Dan gaan ek die Here se plan vir vandag mis. Ek gaan sy liefde wat vandag niet is, gaan ek mis. Ek moet gister agter my los. En môre bestaan nog nie. Hom moet ek ook los. En toe gee die Here nuwe skoene vir Moses se opvolger, né? Joshua. Die Here gee vir hom nuwe skoene. En hy sê hierdie is spesiale skoene, Joshua. Hierdie skoene is so spesiaal. As jy elke dag na my stem luister, en as jy elke dag stil word, en 24 uur van elke dag, miskien het Joshua nou nie heeldag wakker gebly. So kom ons sê 16 ure van elke dag, wanneer jy nie slaap nie, Joshua, dan moet my woorde, en my opdragte, en my leringe, moet in jou gedagtes wees. Jy moet hulle saggies prewel. You must murmur them. Hele dag. Wie wat gebeur dan? Dan trek jy nuwe skoene aan. En die belofte van hierdie nuwe skoene is, elke plek waar jy hulle neersit, het ek klaar vir jou gegee. En daar gaan die Jordaanrivier oop toe hulle voete in die water sit. Want die Here het beloof. Maar voor hulle deur die Jordaanrivier trek, moes hulle eers stil word. En toe kom Jerigo, en hulle loop om Jerigo, maar hulle moes stil wees. En toe val die muur. Want ons moet stil wees. En in ons stil wees moet ons weet wie hy is. En ek het vir julle gesê, hierdie boodskap wat ek vir julle bring, is maar 'n rigtingwyser, nee, ons sien. Om kerk toe te kom is 'n rigtingwyser. Die Bybel is 'n rigtingwyser. Jy kan hom van voor tot agter ken. Gaan geen verskil in jou lewe maak. As jy nie by die een uitkom waarna hy wys. Die ou wat jy kyk op TV, die boek wat jy lees van die ou geskryf het oor sy ervarings van God en hoe hy by 'n dieper verhouding uitgekom het, is wonderlik, maar is 'n rigtingwyser. So ons het rigtingwysers wat stof opgaar in ons huise. Ons sit een Sondag na die volgende Sondag en luister na 'n rigtingwyser. Maar as jy nie jou voete op die pad sit en begin loop en by die bestemming uitkom, waar jy stil is en by hom uitkom, dan mis jy alles. En dis waaroor dit gaan. Wees stil en weet ek is die Here, is om by hom uit te kom en sy stem te hoor. En dan gebeur 'n wonderlike ding. Om in die Here se teenwoordigheid te kom, is 'n wonderlike ding. Dan gebeur daar 'n transformasie. Is julle by? Jong, ek weet nie, seker omdat dit bietjie warm is, maar julle lyk vir my traag. Jy weet, soos hierdie lui vliee wat so rondvlieg. Jy kan maar waai, maar hy kry nie lewe nie. Ek sien die oë begin so al stadiger knip. Julle moet wakker wees. Jy sien, dis Bertie se skuld. Nou loop ek so baie rond. Nou het ek weer 'n performance opgesit en heeltemal vergeet wat ek wou gesê. Daar's 'n transformasie wat plaasvind. En dis wat ons nou in die nuwe kwartaal na gaan kyk. Ek maak nou vandag klaar met wees stil en weet ek is die Here. Maar daar's 'n transformasie wat in jou gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here.
Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs 3 vers 18, ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid na dieselfde beeld van die Seun. En dit doen die Here wat die Gees is. Oh, man, dis 'n ongelooflike ervaring. Om in die Here se teenwoordigheid te kom en te ervaar daar's 'n transformasie wat plaasvind in binne. Daar's goed wat van jou afval. Daar's nuwe dinge wat posvat in jou. Ek sê vir julle, daar's in hierdie lewe nie 'n groter kiek wat jy kan kry. Daar is nie. En om dan te ervaar hoe dinge nie net binne in jou verander nie, maar dinge begin uit jou uitvloei. Ek wil hê ons moet gou kyk na Johannes 7, vers 37 en 38. Ek is so bly om te hoor daar's 'n paar bladsye wat omgeblaai word. Enigste probleem is, hoekom vat dit so lank vir julle om Johannes 7 te kry? In elk geval, kom ons lees Johannes 7 vers 37, ek lees in die 1933 vertaling. Hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. As jy in my glo, soos die skrif sê, stromende lewende water sal uit jou binneste vloei. Ons is in die lydenstyd waar ons dink aan dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Meer nog, ons dink en besef weer dat hy is nie meer aan die kruis. Ons dink en besef, hy was in 'n graf, maar hy is nie meer in die graf. Hy het opgestaan. Glo jy dit? Dis irrelevant. Bybel sê, duiwels glo dit ook. Maar glo jy dat Jesus lewe binne in jou? Glo jy dit? Want dan glo jy werklik in hom. Die ander goed is historiese feite. Om te glo dat Jesus of die Christus se Gees vir jou gegee is en dat hy binne in jou lewe, dis wat dit beteken om waarlik om te glo. Glo jy dit vandag? Want die skrif sê, as jy dit glo, dis hoekom ons stil word, om oor hierdie goed te oordink, en net weer vir myself te sê, hey, self, jy's besig om perspektief te verloor. Die dinge wat in jou lewe aan die gang is, of dit nou verhoudings is, en of dit die weer is, en of dit besigheid is, en of dit wat ook al is, siekte of wat ook al. As ek so op daai goed gefokus raak, dan begin ek vergeet dat die Christus lewe binne in my. Paulus sê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar hy wat binne in my lewe. Glo jy dit? Dis nodig dat ons onsself gedurig daaraan herinner. Want daar's in die lewe niks groter as dit. Daar's in die lewe niks meer belangrik as dit. Daar's in hierdie lewe niks meer wat jy kan ervaar of kry as die wete en die ervaring
dat Christus lewe binne in my. En hy sê, strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Ek vra jou wat Jesus gevra het vir die skare. Is jy dors? Is jy dors? Soek jy na die lewe? Soek jy na die lewe? Die vraag is, waar soek jy? Waarin dink jy gaan jy lewe kry? Wat moet gebeur sodat jy kan lewe kry? Lewe in oorvloed. Lewe wat onwankelbaar is. Lewe wat, maak nie saak wat gebeur. Niks kan dit verander. Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Sy liefde. Is dit waarna jy soek? Dan wil ek vandag vir jou 'n goeie nuus gee. Net soos wat Jesus daar was, in persoon, en gesê het, hier is ek. As jy in my glo, sal jy die lewe vind, en dit sal uit jou uitvloei. Daai selfde Jesus is vandag binne in jou. Daai selfde Christus is binne in jou. En hy sê, as jy my vind, sal jou dors geles word. Ek gaan afsluit. En dit is 'n bekende storie wat ek al baie met julle gedeel het. Ook met julle 2 dingetjies vandag. Die een is Johannes 4, waar Jesus by die vrou sit, die Samaritaanse vrou, by die put, en hy vra vir water, en hy sê vir haar, ek bring vir jou water. As jy hierdie water drink, sal jy nooit weer dors. Hy het oor homself gepraat. Hy het oor sy gees gepraat, wat hy binne in haar sou sit. As jy die gees ontdek jy, soos wat hy in die gelykenisse vertel het, van die ou wat gaan ploeg het in sy land, toe 'n skat uitgeploeg het daar. Toe gaan koop hy daai grond, want hy wou die skat hê. So om Jesus, die Christus, binne in jou te ontdek, is soos om die grootste skat te ontdek. Niks anders is vir jou meer belangrik. Ek eindig met hierdie storieetjie wat ek vanoggend hoor. Die 3-4-jarige ouetjie kry 'n nuwe boetie. En mamma bring die boetie huis toe, en daar's al hierdie groot opgewondenheid, en hy's in die nuwe babakamer, en die ouetjie sê, maar ek wil met my boetie praat. Hulle sê, nee, maar kom, hierso is hy, kom gesels, en hy sê, almal uit, ek wil alleen met hom praat. Jo, nou dink hierdie pa en ma, jong, is die ouetjie nou jaloers, wat gaan nou hier gebeur? In elk geval, hulle is toe nou uit, maar soos pa en ma nou maar is, nou is die ore hier teen die deur. En hulle hoor die klein mannetjie, sê vir sy boetie, luister, vertel my gou, wie's die een wat jou nou weer gemaak het en jou hiernatoe gestuur het? Want ek is nou al 'n rukkie hier en ek begin vergeet. Jesus het gesê, klein kindertjies verstaan en weet waaroor dit gaan. En ons, omdat ons so blootgestel word aan ons omstandighede, en ons word so blootgestel aan mense se opinies, en ons word so blootgestel aan ons eie negatiewe ervarings, dat ons vergeet wie ons is. Ons vergeet van hom wat ons gemaak en gestuur het. En ons vergeet hoekom ons hier is. En ons vergeet hoe fenomenaal hy is. En ons verleer om sy stem te hoor. Want ek sê nou vir jou, toe jy so groot was, het jy sy stem baie duidelik gehoor. Al wat jy moet doen is, om dit te gaan herontdek. Sodat strome lewende water deur jou kan vloei. Sodat hierdie dors wêreld kan kom drink. En uit hulle strome lewende water kan vloei.
Wees stil en weet ek is die Here. En Jesus het gesê, laat hom wat ore het hoor. Jy het niks meer nodig nie. Jy het niks meer nodig. Jy hoef nie te wag vir iets om te gebeur. Nou, vandag, kan jy gaan stil word en weet, hy is die Here. Jy kan jou hart se deur oopmaak en jy kan glo hy bly binne in jou. En jy kan hom ervaar. En jy kan nooit weer dors wees nie. Vandag. Moenie wag nie. Vandag.